Weer eens baie hartlik welkom aan almal van u vanoggend by hierdie byeenkoms, ook u wat deur middel van die DVD of CD by ons inskakel, waar u ook al mag wees. Maar Vader, vir die ryklik seën vandag met sy teenwoordigheid en met sy goedheid. En as u dan vanoggend vreemd is hier by ons, en u hoor ons gebruik die name van die Allerhoogste, ek het 'n boekie daaroor geskryf, wat is die naam van die Allerhoogste? Sy naam is vir hom baie belangrik, so ek wil net hê jy moet weet, as ons praat van Yahweh in plaas van Here, dit is sy naam, soos dit in die Hebreëus is. Yeshua in plaas van Jesus, en Elohim in plaas van God. Ons is nie met 'n vreemde God besig nie, ons is eintlik besig met die vervulling van 'n profesie. In die laaste dae sal my volk weer my naam ontdek. Ons is dan vanoggend by deel 3 van ons tema vir hierdie naweek, Saamstem met Elohim. Saamstem met Elohim. En ek het vir julle gesê, dis een van die basiese vereistes vir sukses. Nou, ek het nie tyd nog vir 'n deel 4 nie, so ek moet dit klaarmaak vanoggend. En ek het baie in my hart om dan vandag met u te deel, en ek het so gebid dat die Heilige Gees die hart sal oopmaak vandag, en dat hy vir u sal ontmoet. Blaai saam met my na Jesaja hoofstuk 55. Jesaja hoofstuk 55. Ek sal ongelukkig nie baie tyd kan gee vir rondblaai nie, maak maar 'n notaatjie dat jy dit nie mis nie. En as jy iets gemis het agterna, kom vra dan maar net weer vir my en ek sal dit met graagte vir u gee. Jesaja 55, kom ons begin daar by vers 6. Jesaja 55 vers 6. Soek Yahweh, sien jy die woorde Here daar is in hoofletters? In die Hebreëus staan daar Yahweh. Soek Yahweh terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hom tot Yahweh bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons Elohim, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my weë is nie julle weë nie, spreek Yahweh. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Nou, Yahweh praat met sy volk hier, en hy sê vir hulle dat hulle moet bekeer. En hierdie bekering waarvan hy hier praat, is nie net iets uiterlik nie. Dit beteken ons moet ons bekeer in ons weë, ons moet ons bekeer in ons dade, en ons gedagtes moet vervang word met sy gedagtes. Want sy gedagtes is nie ons gedagtes. Dit beteken, ons dink nie soos hy dink nie. Eenvoudig. Dit beteken, ons weë is nie in harmonie met sy weë nie. Dis waarom ons baie moeilikheid kry. Want ons weë is nie in harmonie met sy weë nie. Wat sê die woord? Hy sê, sy voetspore drup van vettigheid. Die Hebreëse woord is baie sterk. Maar dit beteken, sy voetspore is sy pad. Dit is sy weg, dit is sy weë. Ken hom in al jou weë. Wanneer ek en jy Yahweh se pad loop, Yahweh se weg loop, ek kan nou nie vanoggend gister se 2 lesings weer oorpreek nie, so iemand dit maar kry en dan luister. Maar wanneer ek op sy pad loop, is daar vettigheid. Voorsiening, seën, voorspoed, guns. Wyk af van sy weë en die moeilikheid. Jou wiele sak vas soos die Egiptenaars. Jy vind uit Yahweh is nie meer vir jou, nie is teen jou. Dis waarom hy sê, julle moet in my weë wandel, want in my weë, in my voetspore, is daar vettigheid. Nou, om in Yahweh se weë te wandel, moet ek sy gedagtes ken. Kom weer met wat ek gister gesê het, die vernuwing van ons denke. Maar nou is daar 'n probleem. Daar's 'n onmeetbare gaping tussen ons en hom. Net soos wat daar 'n gaping is tussen die hemel en die aarde.
Weet jy dat die Bybel sê die hemel kan nie gemeet word nie? Die hemel kan nie gemeet word. Die ruimte bo ons, die hemel bo ons, is nog steeds besig om uit te brei teen die spoed van lig. Het jy dit geweet? Hulle kan dit nie meet nie. Hy sê so hoog is sy gedagtes bo ons gedagtes. So hoog en ver verwyder van ons is die Almagtige, is Elohim. Gaan staan maar net en kyk daar na 'n vlieg wat daar op die grond sit, en kyk jy afstand tussen jy en hom. Nie net fisies nie, maar intellektueel, in samestelling. Dis 'n onoorbrugbare gap. Dis waarom Elohim vlees geword het. Dat hy op ons vlak kan kom. Om ons te bring na sy vlak. Staan nie dit? Anders sou ons hom nooit geken het nie. As jy so nie vlees geword het, sou ons Elohim nooit regtig geken het, soos wat hy wil hê dat u en ek hom moet ken. En 'n groot feit is, Elohim is volmaak. Wat my pla op hierdie aarde is, 'n kar wat hierdie jaar lied is volgende jaar oud. Plaat jou ook. 'n ding wat hierdie jaar lied is volgende jaar oud. As niks wat konstant bly. Dan kyk maar waar jy gebly het en groot geword het. Die bome het verander, die pad het verander, die huis het verander. Ek het nou die dag het ek gaan kyk na die huis waar ek vir Antoinette ontmoet het, en waar ons vir mekaar die hemel en die sterre en alles beloof daar onder 'n wingerd. Dit het ook verander. Ek het gaan kyk na die boom waar ek haar naam ingeskryf het. Daarvoor jy, dis ook weg. Was het op te gegroei. Alles verander. Maar daar is een wat nooit verander nie. En ewig volmaak is. Sy naam is Yahweh Elohim. Nou is dit vir my mooi dat u verstaan wat ek bedoel by volmaaktheid. As Yahweh Elohim net 'n sentimeter links wyk of 'n sentimeter regs wyk, is hy nie meer volmaak nie. Dit beteken die sentimeter na regs is meer volmaak as die middel. Of dit beteken die sentimeter na links is minder volmaak as in die middel. So Elohim verander nie, want die oomblik is hy 'n ding verander omdat hy nie volmaak is nie. Ja, hy verander nie. Hy kan nie enigstens, as hy enigstens afwyk, is hy nie meer volmaak nie. Daarom kan jy met vertroue weet vanoggend dat die Elohim van die Ou Testament is nog steeds die Elohim van die Nuwe Testament. Niks het na die kruis verander nie, behalwe dat 'n nuwe verbond ingestel het. Elohim bly dieselfde. Sy aard bly dieselfde. Sy benadering teenoor ons het verander deur die koms van ons meester, maar hy bly dieselfde, dis baie belangrik. En omdat hy volmaak is, beteken dit sy gedagtes en sy weë verander nie. Ek en jy verander ons opinies en ons menings, hy nie. Nooit. Wat is die gevolge daarvan? Dit beteken ek en jy moet verander. As hy nie verander nie, beteken dit ek en jy moet verander. Ons moet verander in ons weer en ons moet verander in ons gedagtes. Voordat jy regtig kan verander, hier sê in Jesaja 50 vers 7, dat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Dit beteken verruil jou gedagtes vir sy gedagtes. Sien julle dit? Verruil jou weer vir sy weer. Nou om dit te doen, beteken dit ek en jy moet die geregtigheid van Elohim word. Ek het net so 'n bietjie daaroor gepraat vanoggend, maar kom ek gee dit vir julle, ek het nie tyd om daaroor te praat. Kortliks die definisie van Bybelse geregtigheid. Om dit te verstaan moet julle my boek lees agter die voorhang. Daarin praat ek net oor ons geregtigheid. Maar kom ek wys vir julle 2 Korintiërs hoofstuk 5. Die Bybelse definisie van geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 21. Moenie weggaan by Jesaja nie, ons gaan nou terugkom. Want hy, Yahweh Elohim, vers 21 van 2 Korintiërs 5, want hy, dis Yahweh Elohim, het hom, Yeshua Messia, sien julle dit? Wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in hom. Sien julle dit? Sonde is 'n toestand, is 'n aard. Sondes is die vrug van sonde.
Maar lees dit. Sondes is die vrug van sonde. Sondes. Paulus praat daarvan in Galasiërs en hy sê al daardie aklige goed wat mense doen, dis die vrug van sonde. Wat is sonde? Sonde is die duiwelse natuur. Is die duiwelse aard. Waarmee ons almal gebore is. Behalwe Joshua was nie daarmee gebore. En daardie ding manifesteer in ons lewe en hy dra vrugte. Dan moet daar 'n stadium in ons lewe aanbreek dat ons 'n nuwe natuur ontvang en daai natuur word genoem die geregtigheid van Elohim. So as jy sy geregtigheid word, dan beteken dit jy is vrygespreek. Jy is reg met hom. Jy het sy natuur ontvang. Jy het sy lewe ontvang. En daardie geregtigheid dra ook vrug. Jy doen geregtigheid. Maar jy kan nie geregtigheid doen as jy nie geregtigheid is. Baie belangrik dat jy jou posisie verstaan. Daai posisie van jou word genoem 'n nuwe skepsel. Poema. Dit is 'n skepende woord, dit het met kuns te doen. Is 'n meesterstuk. Hy is die geregtigheid, jou nuwe natuur, jou gees is die geregtigheid van Elohim. Nou, omdat jy reg is, kan jy reg doen. Verstaan jy dit? Jy kan nie reg doen as jy nie reg is. Omdat jy reg is met Elohim, kan jy reg doen. Nou kyk net saam met my na 1 Korintiërs 1 vers 30. Lees gerus my boek asseblief. 1 Korintiërs 1 vers 30. As jy nie dit verstaan nie, gaan jy altyd ly aan minderwaardigheid en verwerping. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Messia, Joshua, wat vir ons geword het, wysheid uit Elohim en geregtigheid. Wie is my geregtigheid? Joshua, Messia. Luister mooi. Ek en jy, as gelowiges, deur wedergeboorte, het ons dieselfde geregtigheid as Joshua. Wie sien dit? Ek het dieselfde geregtigheid as Joshua. Ek is net so welkom in Vader se teenwoordigheid, dis waarom die voorrang sal geskeur. Ek is net so welkom in Vader se teenwoordigheid as Messia. En weet jy wat nog? Vader Jahwe het my net so lief soos wat hy vir Joshua. Is dit nie wonderlik? En ek is reg met hom. Dis wat geregtigheid is. Ek is reg met hom. Ek het sy aard, ek het sy natuur, ek is sy seun. Ek is sy dogter. Ek is deur sy saad verwek, sê Petrus. Luister na my reeks oor die saad. Kan jy dit verstaan? Nou, wil ek net vir u wys, hier ons het 'n probleem met Joshua. Ek wil net saam met blaai na Jeremia. Jeremia 23. Jeremia 23 vers 5. Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar kom daar spreek Jahwe dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. Wie is dit? Joshua Messia. En as koning sal hy regeer, koning oor die huis van Israel, die huis van Jakob tot in ewigheid. En hy sal verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. En in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word. Yahweh Tsidkenu. Dis een van sy verbondsnaam. Tsidkenu. Dit beteken Yahweh my geregtigheid. Yahweh my geregtigheid. Kan jy sien die woord Here is hoofletters? Dis die tetragrammaton. Dis Yahweh. Aan die ander woorde, Joshua word ook hier Yahweh. Sien julle? Hy is Elohim, hy is God wat vlees geword het. Hy is my geregtigheid. Ek het dieselfde geregtigheid as wat Joshua het. As ons was 8 kinders, as ons so voor my pa gestaan het, ek is die oudste, dan kyk hy na my en sê, jy is my kind. Hy kyk na my broer, jy is my kind. Hy kyk na my suster, jy is my kind. So gaan op die lyn af tot by die jongste. Jy is my kind, jy is my kind, jy is my kind, jy is my kind. Die Bybel sê, 'n interessante ding. Joshua word nie
Luister mooi, Joshua word nie ons broer genoem, of ons oudste broer voor na die kruisiging. Eers na die kruisiging wat hy ons oudste broer. En as Joshua voor Vader staan, en ek en jy staan langs hom, dan sê Vader, jy is my seun, jy is my seun, jy is my dogter, jy is my seun, jy is my dogter. Ons het dieselfde status. Ons is uit Vader gebore. Ek sê nie ons is Joshua nie. Dis nie wat ek sê nie, jy moet dit mooi verstaan. Maar ons is in sy aard. Ons het dieselfde Vader. Ek het nie vanmôre tyd om vir dit te wys nie, maar Joshua was die eerste een wat weergebore is. Hy was die eerste een wat weergebore is. Dis waarom hy ons oudste broer is. Wonderlike ding wat Elohim vir ons kom doen. Maar lees my goed. Ons moet verander. Jahwe verander nie. So ons gedagtes moet verander en ons weë moet verander. So as jy sy geregtigheid geword het, wat nie 'n proses is nie. Die leef van geregtigheid is 'n lewe. Is 'n proses, maar die word van geregtigheid een oomblik. Jy ontvang sy natuur, jy ontvang sy aard. Jy gaan oor in die dood en die lewe. Jy word vrygespreek, jy is reg met Elohim. Weet jy, daar's baie mense daar by ons in die land wat regs is, maar nie reg nie. Is jy dalk regs en nie reg nie? Jy moet reg wees. Ja. Ons gedagtes moet verander, ons weer moet verander en Jahwe het daarvoor voorsiening gemaak. As die gaping nou so groot is, wat is die voorsiening wat hy gemaak? Nou wil ek hê iets baie interessant van die Bybel weet, en dit is dat die Bybel sê nie net vir ons waar ons verkeerd is nie. Baie ons gebruik die Bybel vir 'n sweep of 'n slaanding. En ek is so bang vir die Bybel, want die Bybel is gedurig net besig om my te sê wat verkeerd is. Die Bybel sê meer hoe om dinge reg te maak as wat hy sê hoe dinge verkeerd is. Weet julle dat die woord het altyd 'n positiewe aanslag? Dit bring die negatief na vore sodat ek my behoefte aan die positiewe kan besef. Ja, hy wys ook vir my hoe om dinge reg te maak. Hy wys vir my die slegte en dan sê hy vir my dit kan verander. Jy kan uit daardie sonde uitkom. Jy kan uit daardie mislukking uitkom. Jy kan uit daardie vrees kom. Jy kan uit daardie depressie kom. Jy kan uit daardie moedeloosheid kom. Jy kan uit daardie siekte uitkom. Jy kan uit daardie armoede uitkom. Dis hoe sy boek is. Moenie net kyk na wat hy sê wat verkeerd is nie. Kyk wat sê Jahwe, hoe los jy die verkeerde op? Dis wat die Heilige Gees vir jou en my wil doen. Nou, Jesaja 55. Ek hoop julle vingertjie is nog daar. Julle weer terugblaai. Jesaja 55. Kom ons kom nou by die oplossing. Die sondaar, ongeredde Israel, ongeredde mens, ongeredde Adamiet. Sy wees is verkeerd en sy gedagtes is verkeerd en Jahwe sê om dit te verander moet jy jou bekeer. Seker? Hy sê dis die slegte toestand, maar kyk nou na die positiewe. Elohim is barmhartig. Elohim vergewe. Sien julle dit? Nou sê hy, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en my wees nie, maar julle wee nie, spreek Jahwe. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Dit lyk 'n onoorbrigbare gaping tussen my en die hemel. Nou wil ek hê wat die heel eerstens moet sien is. Hy sê want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, waar kom die oplossings vandaan vir u en vir my? Nie uit onsself nie en nie uit die aarde nie, dit kom van die hemel. Sien julle dit? Jahwe se antwoord vir jou en my se lewe kom van die hemel. Sien julle dat? Uit die hemel, van die hemel neerdal. Hy het nie nou van onderwerp verander nie. Hy is nog steeds met sy idee besig. Hy is nog steeds met sy gedagtes besig. Maar wat hy vir ons sê is dat die oplossing vir jou en my lewe kom van Elohim af. Dit kom nie van 'n mens af nie, dit kom van hom af. Ons het nie die oplossings nie. Hy het die oplossings. En waar is die oplossing? Die oplossing is in sy woord. En sy woord kom tot ons soos reën en sneeu. Sien julle dit? Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie. So, vers 11, sal my woord wees.
Jahwe het vir ons sy woord gegee om hierdie gaping te oorbrug. Ek wil duidelik praat dat jy verstaan vanmôre. Hierdie gaping tussen ons en Elohim, sy weë, sy gedagtes, my weë, my gedagtes. Ek bekeer my van my weë, ek bekeer my van my gedagtes. Ek moet verander, Jahwe verander nie. Maar hoe maak ek sy weë, my weë, hoe maak ek sy gedagtes? My gedagtes, die gaping is te groot. Sy woord kom na ons toe, om ons te help om sy gedagtes te kry. En sy weë te ken. Maar sy woord kom tweeledig na ons toe, of op twee maniere. Sy woord kom eerstens tot ons soos reën. Hou net 'n gedagte, hy is nog steeds besig om oor dieselfde onderwerp te praat. Sy weë, sy gedagte. En wat doen reën? Nou, ek neem julle nie kwalijk hier in swak op nie, ek glo nie julle het al reën gesien nie, maar daar by ons en daar by ons in die Vrystaat is dit donder weer en blitse, maar baie keer dan is dit daar so 'n sagte reën en dan val daai sagte reën en dan trek hy so dadelik trek hy weg van die aarde. En die aarde is dors en die aarde dring kom in. Nou, Jahwe se woord kom baie keer tot ons soos reën. En ek hoop vanoggend terwyl ek met u praat, vir sommige van u is dit soos reën. Dit beteken jy verstaan dit dadelik. Dit trek sommer in. En jy dring dit sommer in. Ook nie julle tel stene hier vanoggend. As jy in 'n kerk sit waar jy stene tel en bid dat die tyd verby gaan, dan is daar geen reën en dis droogte. Maar ek moet altyd die Heilige Gees my help dat ek sy woord bedien en dan val dit soos reën op jou. Die mense drink dit in. O, dit kan maar aanhou, dit moet nie ophou nie, dit moet maar aanhou. Dit val sag op jou, jy verstaan dit dadelik, dit is nie vir jou onverstaanbaar nie, dit is nie onduidelik nie, jy verstaan dit, dit val in jou hart, dit val hier in jou binnekant. Maar sy woord kom nie net tot ons soos reën nie. Sy woord kom ook tot ons soos sneeu. Sneeu is 'n ander vorm van water. Maar as sneeu val, dan is hy nie dadelik water nie. Hy lê daar. Hy lê daar vir 'n ruk. En dit is wanneer die woord tot ons kom en dis hard of dis moeilik om te verstaan. Dit gaan 'n tyd vat voor hy smelt. Bly nou by my dat ek vir 'n mooi bedek. Soms kom Jahwe se woord na ons toe en hy soos reën, ons drink hom in, ons verstaan hom en hy word deel van ons. Maar soms kom daar woord na jou toe deur prediking of deur 'n boek of deur lering en dis bietjie hard, jy verstaan nie dadelik wat jy al. Wie julle kan daai ervaring gehad. Net jy, okay? Ek het as 'n jong bekeerling so gesukkel. Daar was woorde wat lekker reën was, maar dan was daar woorde wat ek weer gestoei en geworstel het. En dit het so sneeu in my hart en in my lewe geval. Maar daar's 'n rede daarvoor. Kom ek wys net gou vir jou, ek moenie al wegbly nie, maar hou jy vinger daar, kyk net na Johannes 6 vers 60. Johannes 6 vers 60. Yeshua praat met hulle en hy sê, my vlees is spys en my bloed is drank. En hierdie woord val so sneeu op hulle. Wil jy nou met dit sien? Hulle luister nou, maar dis nie reën nie. Dis sneeu. En kyk wat sê hulle. Vers 60. Nadat hy nou gepraat het, Johannes sê, oor eet my vlees, drink my bloed. En as jy my vlees eet en my bloed drink, dan bly jy in my en ek in hom. Wat het ons gister oor gepraat? 'n mooi Engelse woord, fellowship. Two fellows in one ship. Verhouding, gemeenskap. En baie van sy disippels het toe hulle dit hoor, vers 60. Ek lees nou in die Smith vertaling uit, as julle wil een bestel by my. Hierdie woord is so sneeu. Hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Baie keer kom die woord na ons toe, dis nuut, dis vreemd, ek het nie so groot geword, ek is nie so geleer nie, en dis hard, soos sneeu. Maar weet jy wat sê die slim mense? Hulle sê sneeu is meer voordelig vir die grond as reënwater. As iets in sneeu wat meer voordeel inhou vir plante as wat gewone reën te doen. Wat moet ons doen as dit sneeu? Ons moet wag vir die son om te skyn. En as die son skyn, dan begin die son daai sneeu te smelt.
Wat beteken jy dit? Wanneer ons woord ontvang soos reën, dan drink ons dit dadelik in en word deel van ons lewe. Maar kan jy waarop terwyl ek vanmôre praat, is daar sommige woorde soos sneeu. Wat moet jy nou doen? Jy moet wag, jy moet bid, jy moet Jahwe se aangesig soek, totdat die son van geregtigheid oor jou skyn. Daai sneeu begin smelt, en jy daai woord verstaan. En jy insig begin kry in daai woord. As die woord kom so sneeu, laat dit vir 'n ruk in jou hart lê, wag tot Jahwe se son van genade dit smelt. Maar dit maak nie saak hoe dit kom nie. Of dit nou kom deur reën en of dit kom deur sneeu. Sommige mense sê baie keer vir my, gee vir my kans, ek wil net hierdie ding eers bietjie ondersoek. Ek het nie so groot geword nie. Ek meen net eers kans. Dat ek die doop ondersoek, dis so sneeu, dis hard, jy kan aan luister. Doop met die Heilige Gees. Jahwe het gevolg en al hierdie pragtige waarhede in sy woord. Moenie hom weggooi nie, dat hy sneeu daar lê, gee hom kans. Een of ander tyd gaan Jahwe se son daardie woord in jou hart smelt. Maar of dit nou deur reën kom en of dit deur sneeu kom, as ons die regte respons het, hoor mooi, sal ons altyd by Jahwe se wee en gedagtes uitkom. Sal dit altyd Jahwe se wee en gedagtes na ons toe bring. Kom ons kyk na so 'n respons. Handelinge 17 vers 11. Julle geweet julle naam is daarin. Handelinge 17 vers 11. Kom ons lees nog weer. Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense van swak kop, was edelmoediger as die in Windhoek. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang. Iemand bel my eendag en hy sê, goeiemôre dominee, hy sê, ek ken jou nou nie, jy ken my nie, maar skies dat ek pla. Hy sê, maar kan ek die Smits vertaling bestel, wat kos het? Ja. Hy sê met alle welwillendheid ontvang. Dis met 'n oop hart. Met 'n oop hart. Ja, sien hoe, weet jy wat is my sleg, omdat ek 'n kok is, ek is 'n chef. En as ek nou lekker kos maak, dan doen ek groot moeite as mense by ons kom eet. En as hulle die kos krap. Jy wil julle verstaan wat ek bedoel. Jy wil hoor, is lekker. Dis lekker. Kan ek nog 'n skepie kry? Is julle nie ook so? Julle moet kos maak. En die hele dag voor die stil verstaan. Al die resepte boeke is so uitgevang. Dan krap hulle dit so die kos, hoor julle die laaste pad, hamburger en chips gee. Die wil hê dit geniet. Moenie in Jahwe se woord krap nie. Met 'n lang gesig nie. Wees honger vir sy woord. Wees ingestem vir sy woord. Kom met verwagting na die byeenkomste. Maak sy woord met verwagting oop. Met welwillendheid ontvang. En elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Sien julle? Dis mense wat die reën indrink. Dis mense wat die sneeu ontvang. Hulle verstaan hulle nie, hulle los hom so bietjie totdat hy gesmelt. Kyk wat sê Jakobus 1 vers 21. Jakobus hoofstuk 1 vers 21. Ek moet vinnig maak. Hy sê daarom doen afstand van alle veiligheid. Het jy jouself gebaai vanoggend of het iemand jou gebaai? Jy jouself gebaai. Jy moet sorg dat die onreinheid geestelik uit jou lewe pad gee. Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself skoon te maak. Sien jy? Hou op met daai verkeerde gesindheid, hou op met daai bitsigheid, hou op met daai bitterheid, lelike woorde wat jy sê en hou op al daai moedwilligheid. Jy moet jouself skoon maak. Jy. Hy sê en ontvang met saammoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. 'n Vrou wat nie wil ontvang nie sal nooit swanger raak. Dis 'n beginsel. Die hele natuur, alles wat lewe het te doen met ontvang en gee, ontvang en gee, ontvang en gee. Jy nie Jahwe se woord wat sy saad is, ontvang nie, gaan jy nie sy weë ken nie. En jy gaan nie sy gedagtes ken nie. Hy sê ontvang met sagmoedigheid, nie met beterweterigheid nie. Nie met bevraagtekening. Teologiese student wat bedank het by die NG Kerk se kweekskool, ek sê dat ek die naam sê vanoggend. Maar
Hy het gesê, hy kon nie meer daar uithou nie, want al wat gedoen word daar, die Bybel word bevraagteken. En hy kan nie meer daarmee saamgaan. Ontvang met sagmoedigheid, dit beteken ook ontvang met leerbaarheid. Die ingeplante woord, die woord werk net in jou lewe as hy geplant word. Hy kom soos reën, jy drink hom in, hy word geplant. Hy kom soos sneeu, hy smelt in jou hart. Dink jy, is ons hart so koud. Die woord wil nie smelt nie, ons is nie ontvanklik. Jahwe moet ons eers kom warm maak met sy teenwoordigheid, sodat ons sy woord kan ontvang. Wat in staat is om julle siele te red, sozo, die totale pakket van redding. Jou totale lewe word verander, die woord wat in jou geplant word. Hoekom? Jy kry sy gedagtes, jy leer sy weer. Nou, terug na Jesaja. Dit produseer twee soorte produkte. Twee soorte produkte. Jesaja 55 vers 10. Eerstens, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, die oplossing kom van die hemel af, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig, die aarde van jou hart, dis waarvan hy praat, en het maak dat jou hart, jou gees, jou lewe, voortbring en uitspreid, en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Wat doen Jahwe se woord? Reën en sneeu, maar Jahwe se woord is ook brood en saad. Brood en saad. Sien julle dit? Nou wat is brood? Brood is, jy eet. Wat het jy so gesê, Matteus 4 vers 4? Die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van Elohim is. So Jahwe se woord is eerstens brood vir ons gees, brood vir ons harte. Kyk wat sê Job 23 vers 12. As jy praat van Job, en dink allemaal aan smart en ellende, en party ons is al Job 1 en Job 2 en Job 3. Dis nie al waaroor Job praat nie. En by die Job se ellende was dit 'n jaar lang. Die Bybel sê dis die duiwel wat dit vir hom gedoen het. Nie Jahwe nie. Ok, Job 23 vers 12. Weet jy nog? Job 23. Ek sien party soek vir Openbaring, dis in die middel van die Bybel in die kas. Job 23 vers 12. Hy sê, van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie, die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Ek wil hier mooi hoor wat ek sê vanoggend. Nou nie 'n kerk gaan stig daarmee nie, maar ek is so jammer die Bybelvertalers was nie geesgevuld nie. Want hulle het nie die gees van die Hebreëus oorgedra, hulle die letter van die Hebreëus oorgedra. Wat hier staan is, vat enige ander vertaling, vat die King James ook, dan sal jy die regte vertaling sien. Kom ek lees vir u uit een vertaling. Die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Wat se wet? Luister mooi. But I have treasured his words more than my daily food. Dis die Hebreëus. Ek het sy woorde meer kosbaar en noodsaaklik en waardevol geag as my daaglikse kos. Ons eet elke dag, nee, jy moet elke dag ook Jahwe se woord eet. Dit moet vir jou noodsaakliker wees om tyd met sy woord deur te bring as om 'n bord kos te eet. Jou prioriteit moet wees Jahwe se woord, my honger vir sy woord is groter as om elke dag te eet. So ons moet elke dag, ja, Israel moes elke dag manna optel. Hoekom moes hulle op Saterdag of die dag voor die Sabbat dubbel optel? Hulle mag nie op die rustdag opgetel het. Want as hulle die dag voor dit dubbel optel, dan het hulle genoeg vir die volgende dag. Die dag van byeenkoms, die dag van saamkom. Die Bybel sê, ons mag nie met leë hande Jahwe se teenwoordigheid kom. Nou, jy gister genoeg opgetel, jy tyd spandeer met Vader, jy het jou ingestel vir die diens, jy het 'n dubbel porsie opgetel, jy het gebid vir die diens, jy het by Vader gehoor, hoe kan jy 'n bydrae lewer om die diens te seën vanoggend? Dan sit jy vanoggend hier met manna, om deur jou gebed, en deur jou sang, deur jou getuienis, deur jou lering, deur jou woord, mense te seën. Jy sit nie met leë hande nie, jy's koud, jy's dood, jy het nie ekstra manna nie, jy kan nie iemand anders seën nie, al waarmee jy hier sit vanoggend is 'n borslaaf. Jy het nie 'n voorskoot nie.
Wat in 'n borsdak. Jy eet net en ander voer jy. Maar as jy 'n voorskoot het, ek wil graag vanmôre vir iemand bid. Ek wil graag 'n getuienis gee vanoggend. Ek wil bid, ek wil gee vir Vader, ek wil sing, ek wil 'n lied sing, ek wil 'n woord deel. Jy het genoeg manne opgetel. Verstaan jy? Nou, dis weer 'n ander tema vir 'n naweek op 'n ander stadium, maar sy woord, ek moet dit meer begeer as my daaglikse kos. Dis hoe belangrik dit is. Jeremia 15 vers 16. Jeremia 15 vers 16. Vader se woord nie lekker nie. Wonderlik, nee. Vers 16. Toe u woorde gevind is. Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is. Is nie verkeerd nie, maar die Hebreëus is bietjie duideliker. Hy sê toe ek u woorde gevind het. Toe ek as individu, as persoon, u woorde gevind het. Ek laat nie van die dooie siel hoor. Jy vanoggend op jou knie sy woord vind. Jy daar waar jy gesit het op die bed, en geween het met die woord, het dit soos reën in jou geval, het dit soos sneeuw in jou geval. Hoeveel van julle is in die Namib, hoeveel van julle is in die Amazone? Reën het elke dag op julle, sneeuw het elke dag op julle. Vraag maar vir jouself daai vraag en antwoord op. Hy sê, maar toe ek die woorde gevind het ek al opgeëet. Nou nie weg gaan en sê, ek sê jy met die Bybel van eet. Jy eet met jou gees. Jy eet met jou gees. En die woord, kyk die effek van sy woord in jou hart. Sy woord verander jou, jy bly nie dieselfde as dit op jou reën en sneeuw. Hoekom? Want jy kry sy gedagtes, nie, jy kry sy wie, en jy sien, Vader het goeie bedoelings met jou, hy het 'n goeie plan met jou, dis 'n wonderlike verlossingsplan. En wat maak het? Vreugde en vrolikheid in my hart. Sien julle? Wat is die gevolge van die woord? Vreugde en vrolikheid in jou hart. Maar jy moet dit vind. Jy moet dit vind. Jy vraag vir my, hoe vind ek dit? Ek is bly julle vra, ek kyk na Spreuke 1. Spreuke 1. Julle deel luister, maar dat ek net vir julle hier en daar ietsie lees. Spreuke 2, ekskuus, vers 1. Spreuke 2 vers 1. My seun, jy kan dogter ook daar sit, my seun, my dogter, as jy, maak 'n krintjie om as jy. Die jammer is vir die Bybel en jy wil nie merk en hom nie gooi weg en kry een, maar jy kan merk. As jy, het julle dit? Is dit reën of sneeuw wat ek nou sê? Reën, oké. As jy my woorde aanneem, as jy my woorde ontvang, en my gebooie bewaar, opgaar die binne in jou, op, nie Paul Kreerhande, nie sy woord, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, en jou hart neig tot verstand, as jy na insig roep, na die verstand, jou stem verhef, wie van julle het al ernstig geroep en gepleit vir reën in jou lewe, vir sneeuw in jou lewe, dat sy woord sal kom, dat jy verstaan, dat jy sal sien, as jy daarna soek soos na silwer, as jy dit naspeer soos verborge skatte, dis iets wat jy doen, jy soek sy woord, dis nie 'n korrel lees elke dag, dis nie vinnig 'n skrif lees en dan hardloop jy werk doen en vergeet jy wat jy gelees het. Ek het op 'n keer gekom, as ek 'n jong seun, en ek het 'n ou Bybel gevat, en ek het hom stukke gesny. Ek het elke dag 'n versie uitgesny, dan op 'n kartonnetjie geplak, was in standaard 8, en ek het hom so in my sak gesit, en ek dwars deur die dag het ek daai vers gememoriseer, geleer, so het ek die hele Bybel geleer, gememoriseer, in my sak. Dis wanneer jy soek, dis wanneer jy daarna roep, dan sal jy die vrees van Jahwe verstaan en die kennis van Elohim vind, want Jahwe gee wysheid. Nou julle moet volgende naweek kom, ek gee julle almal af, dan gaan julle verstaan wat daar staan. Maar wat ek wil sê is, jy sal kennis van Elohim vind. Kennis van wat? Sy leer, sy gedagtes.
Jy sal dit vind, as jy doen wat hier staan. Want Jahweh gee wysheid. Sien julle dit? So dis eerstens brood, maar tweedens is dit saad. Tweedens is dit saad. As jy geëet het, jy is verstadig. Wat doen ek hier vanoggend? Ek eet nie. Ek gee saad uit. Ek deel saad uit. Ek is versadig. Wyf hier vanoggend al dat ek begin eet. Ek is versadig. 'n Dubbel porsie manna. My emmertjie is vol. En ek het genoeg vir my eie behoeftes. Geestelike behoeftes. Ek kry al vanoggend. Maar nou, jy saad. Jy praat met iemand. Jy deel met iemand. Jy gee die woord vir iemand. Dit is toch nie jou idees vir mense gee. Om toch nou nie gaan stry oor kerk nie asseblief. Geef vir mense Jahweh se woord. Dis reg. Saad. Mense het nie verweer teen hierdie woord. Jy kan stry in jou tong net so lank as oor goed. En aan die einde van die dag dan sê jy ek het die argument gewen. Jy het hom nie gewen nie. Jy het ook verloor. Jy dink dit ook. Dis net sy woord wat so sneeu kom. Dis net sy woord wat soos reën kom. Sy woord oortuig ons. Jahweh werk deur sy woord. So ek en jy moet vroeg eet en ons moet saad hê. Hierdie woord moet nie net in my bly nie, moet uitgegee word. Hy moet nie net in my bly nie, moet uitgegee word. Die bereidwilligheid vir die skoene van die evangelie wat ek gisteraand gesê het. Die dooie see is dood, want hy het nie uitvloei nie. Die see van Galilea leef, want het 'n invloei en het 'n uitvloei. Het 'n invloei en 'n uitvloei. So dat jy ontvang deel jy. Dit wat ek hier met julle deel is die tye wanneer dit op my reën en sneeu, wanneer ek vir ure in sy teenwoordigheid. Dan val dit soos reën in my hart. Val soos sneeu. En dan onderneem ek om dit wat ek daar ontvang het weer as saad uit te gee. Dis wat ek doen hier vir hom. So sy woord is saad en sy woord is sneeu. 2 Korintiërs 9 vers 10, kyk gou. 2 Korintiërs 9 vers 10. Kom ons begin by vers 6. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Moenie net dink aan geld nie, hy praat van finansies hier, ja. Maar hy praat ook van die saad van Jahweh se woord. As jy bietjie saai in jou lewe, as jy bietjie saai in ander mense se lewe, gaan dit nie baie voortbring nie. So saai oorvloedig in jou hart. Wat sê Markus 4, die saaier gaan uit om te saai. En hy saai, jy het gesien hoe hulle gesaai daai tyd, dat 'n saadsak hier aan die kant, dan vat hy sy hande vol en hy gooi, soos wat hy loop, gooi. Hy sê saai, langs alle water, saai, 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 saai. Saai soms met trane, maar jy sal met gejubel maai. Belê oorvloedig in jou lewe. Oorvloedig. Baie keer dan ons ekstra geldjie wat ek daar by my geldmarkfonds wil insit, dan sit ons daarin, 'n bietjie meer rente te kry. Ons kyk hoe kan ons spaar in die tyd waar ons lewe. Ons moet soms ook 'n kamp soos hierdie bywoon. Ons moet soms 'n bietjie ekstra tyd met Vader spandeer om meer te belê. My gees, hoor jy? Nou laat elkeen gee soos hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie. So ek het gister vir julle gesê, ek wil nie 'n wet hier maak nie, ek ken my behoefte. Ek weet hoeveel het ek nodig voor ek versadig is, en hoeveel het ek nodig voordat ek my dors gelees het. Maar ek het gesê, begin iewers, al is dit net 15 minute in die oggend, om die Bybel te lees, en 15 minute om te bid, begin daar, begin dit iewers. En moet dit nie met droefheid doen. Ag, nou moet ek alweer gaan die Bybel lees. Nou moet ek alweer gaan bid. Nou moet ek alweer kamp toe gaan. Jy gaan niks ontvang nie. Maak jou hart oop. Dat die Heilige Gees, weet jy, as die Heilige Gees in jou lewe werk, gebeur daar 'n klomp goed. Een van die dinge wat die Heilige Gees in jou lewe doen, is jou liefde word meer. Vir Elohim en vir jou naaste. Dis een kenmerk van die Heilige Gees. Maar 'n ander wonderlike kenmerk van die Heilige Gees se werk in jou lewe, hy gee jou groter liefde vir die woord. Hy gee jou 'n groot liefde en 'n honger vir die woord. As ek by mense gaan kuier, dan maak my oor so. Dan soek ek hulle Bybel. As ek sien hy lê daar, soos hy nog 20 jaar terug in die winkel gekoop is, en weet ek,
is nie sneeu of reën in hierdie plek nie, maar ek sien daar lê en hy lyk soos 'n ding wat agter 'n trekker gesleep is. En hy's gekrul en hy's gehaals, dan weet ek hoe hierdie mense is lief vir die woord. Ek sal soms dink jy so by die tafel by hulle, maar kyk so van lank wat hulle met hierdie woord maak, sê ek nie, hoe lyk hulle geestelike lewe. En mag, en hulle nie met mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf. Sien julle? Saad en brood. Saad en brood. Jy moet eet en saad. Jy moet eet en saad. Jy moet eet en saad. Wie sien dit? En jou saad kan vermeerder. En die vrug van jou geregtigheid laat toeneem. Wat is die vrug van geregtigheid? Dis die produk van geregtigheid. Ek is sy geregtigheid. En die vrug van geregtigheid is die lewe van daardie geregtigheid op verskillende maniere. My geregtigheid dra vrug. My geregtigheid dra vrug. Prys sy wonderlike naam. Nou, die woord sal altyd produseer. Wat het Jahwe gesê in Jesaja 55? Wil julle met dit sien in julle eie Bybel? Ek sien ek het 'n paar minute oor, so ek gaan vinnig maak. Jesaja 55. Julle weer daar saam by kan kyk. My woord wat uit my mond uitgaan, sal nie leeg terugkeer nie. Jahwe gee belofte dat as jy sy woord ontvang soos sneeu en soos reën, sal dit altyd produseer. Dit sal altyd die gewenste gevolge hê. Want Jahwe is getrou. Nou wat ek in my Bybel doen is, ek merk die beloftes groen. Ek kan enige kleur kies. Maar as ek die Bybel oopmaak en ek sien die belofte, ek sien groen, dan sien ek die beloftes. En weet jy, vir elke groen is daar 'n blou, kyk af. Dis die voorwaarde. As jy die voorwaarde nakom, dis Jahwe se weer, sal jy die belofte ontvang. Jy doen wat Jahwe sê, sal jy ontvang wat Jahwe sê. So eenvoudig. En Jahwe sê, as jy my woord ontvang, en jy verander jou gedagtes, en jy verander jou weer, hy sê, dan sal my woord produseer in jou lewe. My woord sal voorspoedig wees in jou lewe. Sy woord het deur die jare oorvloedig geproduseer in my lewe. Oorvloedig. Oorvloedig. Ek is deur Vader se genade, is hierdie jaar 46 jaar wat ek hom dien. 46 jaar wat ek weer gebore is. 40 jaar, 40 jaar wat ek in bediening is. En ek kry nie genoeg van hierdie Bybel nie. Nou, my honger word net groter. Hierdie boek, toe hy my gedagtes verander het, en toe dit deel van my lewe begin word, het hierdie boek in my begin om my te verander. En ek het waarlik uitgevind, sy woord keer nie leeg terug. Ek kan ervaar en beleef wat in hierdie boek staan. Nou, die laaste gedeelte, sy woord sal 3 gevolge hê. Kyk nou moet. 3 gevolge, vers 12. Maar ek wil net hê jy moet sien, sy woord behaag hom. Sien julle dit in vers 11? Jahwe se woord behaag hom. Soos ek en jy sy woord op ons lippe neem, dit behaag hom. As ek en jy sy woord bely, dit behaag hom. Hy hou daarvan om sy woord te hoor. En, onthou nou, reën en sneeu produseer. Of maak dat daar geproduseer word. Hoe keer sy woord terug na hom toe? Ek en jy bely sy woord, dan laat ons dit terugkeer na hom toe, maar dan bring dit sukses in ons lewe, okay? Sy woord behaag hom, en sy woord sal voorspoedig wees. Want met vreugde, dis die eerste gevolg, sal julle uittrek. Daar sal vreugde in jou lewe kom. Weet jy hoeveel mense is hartseer? Hoeveel mense is ongelukkig? Hoeveel mense is depressief en moedeloos, neerslagtig? Dan dink hulle, ja, ons gaan daar sit toe gaan 'n bietjie die tafel draai en dan wen hulle R100, dan is hulle gelukkig. Dan maandag is die geluk weer weg. Of hulle die lucky draw gewen. Dan is hulle nou gelukkig. Jahwe gee nie geluk nie, Jahwe gee blydskap, Jahwe gee vreugde.
Dit bly konstant in jou hart. En weet jy, blydskap maak jou gesond. Hartseer en treurigheid maak jou siek. Depressiwiteit maak jou siek, jou liggaam kan dit daderlik nie meer hanteer nie. Niks wil werk nie, jou spysvertering, niks wil werk nie. Die dokters dink hulle is baie slim, die sielkundiges, hulle het iets uitgevind. Hulle het uitgevind dat jou senuwees is verbind met jou spraakorgaan in jou brein. Salomo weer het lang. En hulle sê, hoe meer jy lag, hoe gesonder is jy. Ons lag te min. Dit het 'n effek op jou. Nou as jy nou kan natuurlik lag, het dit 'n gesonde effek op jou, maar as jy kan vol wees van die blydskap van Jahwe. Ek het al gesien waar mense in Jahwe se teenwoordigheid spontaan net begin lag, hulle kan hulle self keer. Ek vra waar kry ek dit in die Bybel? Die Bybel sê, toe hy my lot verander het, is my mond gevul met gelag. My mond is gevul met gelag. Daar staan nie dinge in die Bybel ons moet 6 uur gesig hê. Aan kerk toe met 'n 6 uur gesig, lees die Bybel met 'n 6 uur gesig, roof met 'n 6 uur gesig. OK. Ons moet 2:15 gesig. Jy dit onthou. Ek sê baie keer verby in die oggend in die spieël. Nou verstaan ek hoekom my pa gesê het toe hy ouer word, hy wil nie meer in die spieël kyk nie. Julle wat nog jonk is, waardeer dit hoor. Maar jy wil nie jouself in die spieël sien as jy ouer word. En my vrou vra gisteroggend weer vir my, wat praat jy daar in die badkamer? En sê ek, hey ouers, wat lyk jy so suur? Glimlach bietjie, nou oefen ek my glimlach af in die spieël. Ouers, jy kan nie die dag so ingaan, ek kyk hoe weet jy. Oefen bietjie, hy sê verlos my aangesig. Oei, vul my met vreugde! As ek so taal op, dan luister ek na Terry. Terry is my een van die aanbiddingsleiers wat Jahwe loof en oplig en prys en aanbid. En dan terwyl Terry sing om my verstand besig te hou terwyl my gees werk. Dit is my te wonderlik om Jahwe te loof en te prys. En dan vul hy jou altyd met blydskap. Ek het nog 'n pragtige lied ontvang vanoggend. Ek moet net gaan mooi agter mekaar sit. Dit gaan soos in die wind en in die stem van die reën en die stroom wat vloei, hoor ek sy stem, kom weg saam met my, my kind. Pragtige woord, nou maak ek so boeie. Maar dit is sy gees wat die mens se hart verander, sag maar. Jy sag in sy teenwoordigheid, jy as blydskap, dis die eerste produk, of die eerste gevolg van sy woord wat in jou werk. Die tweede ene is vrede. Sien julle dit? Vrede. Vrede. Baie mense het nie vrede nie. Is onstuimig, is onrustig, is nie kalmte nie. Mense gaan dood as gevolg van die siektes, as gevolg van stres en spanning. Maar weet jy wat doen vrede ook? Vrede is 'n skeidsregter. En Jahwe sê sy volk sal deur vrede gelei word. Nou hoe werk dit? As jy nou rugby speel, julle ken nou almal rugby. As die skeidsregter sê jy's uit, is jy uit. As die skeidsregter sê jy's in, dan is jy in. Die skeidsregter se woord is wet. En die vrede van Jahwe hier binnekant sal vir jou sê, jy's in of jy's uit. Dan gaan kyk nou of jy kan sonde doen en nog vrede hê. Iets binne in jou sê vir jou, jy's uit, jy's uit. Jy's uit, en jy probeer, ek gaan nou die Bybel lees, ek gaan nou bid, ek ignoreer hierdie stem wat met my praat, jy weet die binnekant vrede sê, maak reg. Bely. Staan jy op jou knieë, ja, jy weet wat is in my hart. Ek vra hom om my te vergewe dat ek so lelik was met my man. Is daar nog mans wat met my simpatie het? Dankie broer. Ek kry ons man swaar, jy weet. Wat jy het 'n cheeky vrou en en dan kom staan sy baie keer af vir my en sê sy my man, ekskuus, ek was cheeky.
Maar ek moet meer sê, ek was die keer, wat sê jy, so. Maar gaan probeer nou bid. Ja, ek ken my hart. Gaan maak reg. Die vrede sê iets uit. Skeieregter, moenie om bevraagteken op die klippooi soos hulle deesdae maak. Ja, moeilik ek. As vrede sê jy binne, jy's uit, as vrede sê jy's in. Dit voel so wonderlik hier, jy weet, as niks tussen my en Vader, ek word deur vrede gelei, so wonderlik, so, maar jy iets verkeerd doen, is die vrede weg. Dan weet jy moet reg maak. Maar sy woord sal jou lewe regtrek, sy woord sal vrede in jou hart bring. Die derde een is gejubel. Sien julle dit? Wat is gejubel? Dis spontane lof. Dis opborrel in jou binneste. Jy wil hom loof, jy wil hom prys. Daar's iets in jou stap, daar's vreugde in jou hart. Jy wil jubel, jy wil hom loof, jy wil hom prys. Dis altyd die produk van vrede in jou hart. Nou moet ek vanaf maak, kyk nou. Hy sê, vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. En wat beteken dit? Jou eie onvrugbare gedagtes. Onthou nou, hy praat nie oor ander goed nie, hy praat nog steeds oor sy woord. Kan julle die rema hoor as ek praat vir hom? Ek praat nie letter nie, ek praat rema. En dit wat ek nou praat is reën. En vir sommige van julle sal dit sneeu wees, maar jy moet hom gaan hou hom hier, dan gaan oor dink kom totdat hy smel. Ek praat nou met julle onder die letter. Ek praat die gees van die woord, ek praat rema, luister mooi. Doringboom en distels is die produk van jou eie verkeerde gedagtes. Van jou eie verkeerde weer. Dit produseer altyd dorings, dit produseer altyd distels. En wat is doring en 'n distel? Jaweh vergelyk die Kanaaniete met so 'n verpesting. Hulle irriteer jou indoors. Ons gedagtes en ons wee, wat nie Jaweh se gedagtes en wee is nie, is dorings en distels. Maar Jaweh sê, as jy my woord ontvang soos reën en sneeu, verander jou gedagtes en jou wee, en wat is die produk daarvan? Mirteboom en 'n sipres. Mooi boom, 'n pragtige boom, vrugbare gedagtes, Elohim se gedagtes. Jy leer sy wee, dit bring vrugbaarheid in jou lewe. En wat is die doel van dit alles? En nou sluit ek af. Moet, kyk nou mooi. En dit sal vir Jaweh wees tot 'n naam, nie tot vereer van ons en verheerliking van ons nie. Jaweh word hierdeur verheerlik. Jaweh word hierdeur groot gemaak. En ek en jy moet elke dag ingestel wees oor, hoe maak ons hom groot? Hoe verheerlik ons hom? Hoe behaag ons hom? Hoe dien ons hom? En dit sal vir Jaweh wees tot naam, dis tot sy verheerliking. Laaste versie, Jesaja 42 vers 8. Jesaja 42. Aan julle Bybel staan Here, as julle die skrif het, sal julle sien die regte naam. Ek is Jaweh, dit is my naam. Sy naam is die Here, Here is nie 'n naam nie. Ek is Dominee Willie. Dominee is 'n titel. Willie is my naam. Here is 'n titel. Jaweh is sy naam. Hoor jy? Ek is Jaweh, dit is my naam. En kyk nou mooi. En my eer sal ek aan geen ander gee. Hy deel nie eer nooit. Wanneer ek en jy vol is van sy woord, en ons is vol van sy gedagtes, en ons leer sy weë ken, dan bring dit voort in ons lewe, sipresse en mirtebome, en sy woord maak dat ons